Goeiemôre, en wat 'n heerlike voorreg om vanmôre met u te praat hier vanuit 'n sonnige Villiersdorp. Ons het so 'n bietjie reën gehad en nou begin die sonnetjie weer deurbreek. So lyk of daar 'n lekker paar sonskyn daar vir ons voorlê. Ek wil aangaan met die tema, die oorhoofse tema van die slagting van heilige koeie. En vanoggend wil ek die anti-kris aanvat. Klink gevaarlik. Die anti-kris, wat die futuriste, die dispensasie nasie, praat baie oor die anti-kris en almal sien die anti-kris in elke hoek en draai, al vir jare. En Henry Kissinger was al die anti-kris, die paus is die anti-kris, die anti-kris is, Trump is die anti-kris, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Kom ons kyk net vanoggend, in 'n paar oomblikke, redelik kort, glo ek, wat sê die Bybel? Wat sê die skrif oor die anti-kris? Waar word die woord anti-kris gebruik en hoe word hy gebruik? Sodat ons tog skriftuurlik kan dink oor die anti-kris. Want wat mense ook al sê, almal teoretiseer. En dis alleen die gees van die waarheid, die salwing wat in ons woon, soos jy sal sien, wat vir ons kan getuig oor die anti-kris. En sommer in die begin wil ek net vra, asseblief, ek vra so mooi, maar ek kry so min van hierdie likes. As jy die YouTube video kyk, dan sal jy sien, onder is 'n plekkie met so 'n duimpie wat jy kan klik, wat net sê like. So as jy enige iets positiefs uit die woord uit kry, like tog maar. As jy wil verder wil gaan en jy wil meer gereeld hoor wat hierdie ou kerel te sê het, subscribe, teken aan, registreer. Dis ook net 'n knoppie wat jy druk en miskien moet jy jou naam ins, ek weet nie. En dan kan jy ook klik op 'n beltekentjie, op 'n klokkie tekentjie wat sê jy wil alles hoor van my kant af of van hierdie kanaal af of net goed wat vir jou persoonlik raak, maar ek sou voorstel dat jy maar die boonste enetjie klik. So, ek praat nou nie weer hier oor nie. Nee, ek sal baie bly wees en ek waardeer dit, want jy weet, dit gaan nie oor my nie, ek is nie hier besig om my eie ego te wil probeer streel nie. Dit gaan oor 'n woord wat moet uitgaan. Ek is van harte oortuig dat wat ek bring is eg, is opreg, soms dalk foutiewelik, soms is daar meer te sê daaroor, ek sê nie ek het al die waarheid in pag nie, maar ek glo, ek is op die regte spoor, dalk meer as sommige ander wat sensasioneel praat en redeneer oor die anti-kris en die eindtye ensovoorts, en dik boeke skryf en reekse video's en boeke skryf. Maar daardeur wil ek nou nie, jy weet, ondersoek alles en behou die goeie. Die term anti-kris word net een keer genoem in die skrif. Trouwens, laat ek so begin en sê, as jy die boek Openbaring lees, kan jy maar gaan kyk, jy sal nie die term anti-kris daar kry nie. En dis waar die futuriste en baie leraars sommer die dier in die 666 bybring, asof dit die anti-kris is. Nou, dit is sekerlik so, dat daar baie geeste in die wêreld is, en institusies en stelsels wat wel 'n anti-christelike agenda het, 'n anti-christelike karakter het. Want anti-kris beteken nie net teen Christus nie, dit beteken ook in die plek van Christus. So daar selfs stelsels, institusies, miskien selfs denominasies en kerke, wat hulle self in die plek van Christus stel, op dieselfde gesag, asof hulle die Christus is, of die ware Christus verteenwoordig. Maar die woord anti-kris, die term anti-kris word net in 1 of 2 briewe genoem, beide is van Johannes, die apostel Johannes. Kom ons lees vinnig 1 Johannes 2 vers 18 tot 20. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hou nou gedagte, dit is 2000 jaar gelede geskryf. Dink jy Johannes was so deur mekaar en verward dat hy eintlik ons tyd bedoel het? En nie duidelik geweet het waarvan hy praat nie. Dat
sy verwagting totaal onvanpas was. Nee, ek glo Johannes het mooi uit die profetiese skrifte geken, hy het die tekens van die tye gelees, en hy het gesê, hierdie is die laaste uur. Net soos die boek Openbaring telkens sê, die dinge waaroor Openbaring spreek is op die punt om te gebeur. Dit gaan binnekort gebeur. Ons weet, toe Daniel sy visie gekry in die Ou Testament, is hy deur die engel of deur God beveel om nie die visie te deel nie, want dit was nie vir sy tyd nie, dit was nog vir 'n lang tyd. Maar toe Johannes die Openbaring ontvang, waarvan baie van die visioene berus het op Daniels Openbaring, en Jesaja ensovoorts, was die opdrag en was die boodskap dwars deur Openbaring, dit staan op die punt om te gebeur. Maak bekend, want die Here se parousia, sy kom, sy teenwoordigheid, is nie sy wederkoms nie, is ook nie sy tweede koms nie. Parousia letterlik beteken sy onmiddellike, sy intieme nabyheid, sy teenwoordigheid. En ons het al daaroor gepraat, op vorige video's gaan heel waarskynlik meer daaroor sê. Maar hier sê in vers 19, hulle het van ons uitgegaan, hierdie antichriste, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Vers 20, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Julle kan die geeste onderskei, want God se gees is in julle. Julle het die salwing van sy gees, van die Christus lewe in julle, en daarom kan julle sekere geeste duidelik onderskei. En Johannes het dit dan ook gehelp, oor hoe om hierdie geeste te onderskei. Vers 22 en 23, steeds 1 Johannes 2. Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Christus beteken letterlik die gesalfde een is. Die Messias. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. So die gees van die antichrist verloon Jesus. En in dieselfde asem verloon hy ook die Vader, alhoewel hy sal claim, sal aandring daarop dat hy die Vader ken, en dat hy van die Vader is, en dat hy God Yahweh ken en dien. Maar Paulus en van die ander profete was apostels was baie duidelik, dat as jy Jesus verloon, verloor jy sy Vader. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. En dan in vers 26 sê hy, en dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Dan gaan ons oor na 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Nou kan ons verder sien hoe dat ons kan onderskei, en hoe dat Johannes die gelowiges bemoedig het en gesê het, hier is hoe julle gaan weet, hoe hierdie geeste werk, hoe hierdie antichrist gees opereer, ook in die kerk. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Nou hier is nie 'n verskoning om elkeen wat oor Jesus praat, of oor die, weet wat, geestelik oorkom, te beoordeel en krities te beoordeel nie, maar het gaan daaroor dat dit baie duidelik is dat die gees wat teen Jesus is, sal jy duidelik kan onderskei, dat hier is nie 'n gees van kritiek nie. Johannes sê nie julle moet 'n gees van kritiek hê nie, ons kry dit ook soms baie in die gelowige wêreld. Glo nie elke gees, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete in die wêreld uitgegaan. Nou, hoe doen ons dit? Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Wow! Die vleeswording, the incarnation of Jesus, die menswording van God in en deur Jesus Christus is kardinaal. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het, en dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Nou ek het hierbo geskryf al baie seker jare terug. Hierdie belydenis dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is veel meer as net 'n mondelingse belydenis. Dis veel meer as 'n belydenis
wat op 'n creed, op 'n geloofsbelijdenis of 'n geloofsverklaring is, of in die geloofsverklaring van die apostels of Nicea. Dis nie net bloot 'n mondelingse belydenis nie. Hierdie belydenis is 'n gesindheid teenoor hulle wat ook uit God gebore is. En hier wil ek iets sê wat dalk nie baie mense sal sê nie, want mense kan selfs bely dat Jesus histories wel mens geword het, in die vlees hier was, maar dan hulle gesindheid teenoor hulle medegelowiges, teenoor hulle broeders en susters, berus baie keer meer op ras en etnisiteit ensovoorts. Maar as jy nie kan erken dat Jesus Christus ook in die vlees van elke broer en suster woon en gekom het nie, dan openbaar jy ook die gees van die antichrist. Ek dink dit is nogal verstommend, dis kardinaal, dis geweldig belangrik dat ons dit verstaan, dat ons gesindheid teenoor ons broers en susters bepaal tot watter mate ons ook die gees van die antichrist kan openbaar. So jy kan sien, ons praat hier nie oor 'n man of oor 'n wêreldleier iewers nie. Die antichrist, die gees van die antichrist word verbind aan die kerk, aan die gelowiges. Hulle het uit van ons uitgegaan. Hulle was deel van ons, maar die lig het so skerp geword dat hulle nie langer hulle duisternis kon wegsteek nie, en hulle is van ons uitgegaan en het begin spreek teen die vleeswording van Christus, en ook hulle gesindheid teenoor hulle broers en susters het bewys dat hulle deel is van hierdie antichrist gees. 1 Johannes 4 vers 6, het ek nou vers 5, nou sê in vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. Die gees van die antichrist is 'n gees van die wêreld, van die eeu, van daardie tyd, ook van nou. Hulle is uit die wêreldsysteem. Johannes, wanneer jy die woord wêreld in Johannes lees, moet jy weet, dit gaan ook oor godsdiens, oor die Joodse godsdiens wat vyandig is teenoor die Christelike evangelie. Dit gaan nie noodwendig in die eerste plek oor seks, drugs en rock and roll nie. Seks, dwelms en rock and roll nie. Dit gaan oor die godsdiensgees. Daardie gees wat sê ons moet sekere wette hou, ons moet die feesdae hou, ons kan Christene wees, maar ons kan beter Christene wees deur elemente van die Joodse geloof en die Joodse praktyke te behou en veral van die wet. En ons moet onthou, dit gaan hier oor Judaïsme en nie soseer oor die Ou Testament of die Torah nie. Meer daaroor later. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons, hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hier ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. 2 Johannes, verse 7 tot 11, sê Johannes die volgende. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit lyk vir my, dit was vir Johannes, soos ek sê, 'n baie belangrike punt. Hierdie belydenis dat Jesus Christus in mensevlees ingekom het. En ek glo dit het betrekking ook op ons houding vandag teenoor ander mense. Erken ons dat Christus, erken ons soos Paulus gesê het, dat hierdie kosbare skat is 'n erdekruik. Elke erdekruik is 'n houer vir die kosbare skat, Jesus Christus. Hierdie openbaring wat Paulus gebring het, toe hy gesê het, sy mandaat is net een ding, en dit is Christus in julle. En hy het spesifiek eintlik van die nasies gepraat, Christus in die nasies, want nadat hy sy openbaring ontvang het, Galasiërs 1 vers 15, toe dit God behaag het, om sy seun in hom te openbaar, het hy onmiddellik het sy oë opgegaan. En hy het ook gesien in vers 16, Galasiërs 1, dat Christus in die nasies is.
en hy het hom in die nasies gaan verkondig, nie onder die nasies soos die vertaling sê nie, want dis dieselfde woord wat gebruik is, en, die Griekse woordjie I-N-N, waar hy in vers 15 sê, hy het sy seun in my geopenbaar, nou skielik is hy, gaan hom verkondig onder die nasies, nee, dit is die geheimenis wat vir eeue verborge was, vir geslagte, vir epoch, selfs vir die profete, wat angstig was om te sien, wat is die volle konsekwensies, wat is die volle waarheid van hierdie Christus wat sou kom, hierdie Messias wat sou kom. Hy sê selfs hulle kon dit nie sien nie, tot en met die openbaring van Jesus Christus aan Paulus. En daarom het Paulus uitgegaan en hierdie evangelie, hierdie goeie nuus gaan verkondig, en gesê, dit is sy mandaat, dis wat hom dryf, as een gesterf het, het almal gesterf, nou sien ek niemand meer die vlees nie, ek sien erflikryke met 'n kosbare skat, ek sien Christus in elke mens, dit is my mandaat, om Christus in julle te verkondig. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor, is vers 8, wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, the doctrine of Christ, halleluja. Johannes het 'n gesonde Christologie gehad, nes Paulus. Hy het God nie. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. So miskien is hier 'n beginsel vir ons, as dit iemand is wat kom in die naam van 'n geloof, 'n denominasie, 'n kerk, 'n genootskap, 'n sekte, maar hulle erken nie die vleeswording van Jesus nommer 1 nie, en nommer 2 dat Christus in die vlees van alle mense gekom het en nou woon nie, dan moet jy hom eintlik nie in jou huis ontvang nie. Want die een wat hom groet het gemeenskap aan sy bose werke. Alhoewel ek baie het om aan julle te skryf, wou ek dit nie met papier en inkt doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Halleluja. So, kom ons maak 'n opsomming. Christus het reeds die kerk gewaarsku. Ook in Matteus 24 lees ons, baie sal wegval van die geloof, dit is Jesus se eie woorde, verwysende na die naderende oordeel oor die ou stelsel van die wet, die ou stelsel van vleeslike rituele van die Judaiseerders se kultus, van hulle wat Christus verwerp het, hulle wat selfs eintlik God se woord verwerp het, want hulle het hulle eie tradisies in die plek, alhoewel hulle geclaim het, alhoewel hulle gesê het dat dit van God kom, het die Talmud en die Mishra en al hierdie dinge, die rabbiniese leringe, belangriker geword as die Tenach, die Ou Testament, die woord van God, die Torah. En dit is hierdie stelsel wat eintlik die antichrist is. Hy stel hom in die plek van Christus. Hy ontken die vleeswording van Christus. Hy ontken die vleeswording van die Messias, ten spyte van die feit dat die Messias hom baie duidelik kom bewys het as die Messias terwyl hy op aarde was. Daar was nie net een antichrist, maar baie. Hulle was reeds werksaam in daardie tyd, en Johannes sê, dit wys vir ons, dis die laaste uur. Ek glo, wat hy bedoel is die laaste uur voor die oordeel van God kom op ou Israel, op die vleeslike Israel, op die hoer as u wil, God se vrou wat gehoreer het weg van God af, wat ander gode, wat ander mans begin aanneem het. Dis meer 'n sisteem, is meer 'n gees van ongeloof, as wat dit 'n enkel persoon is, as nêrens anders in die skrif nie. Ons sal kom by die dier in Openbaring, en die 666, ek glo in die volgende aflewering van hierdie reeksie, en jy sal, maar baie plaas sommer die antichrist titel net so op daar, die dier wat uit die see uit opkom, en dan is ook 'n dier wat uit die land uit opkom, en ons gaan daai twee diere vir jy baie mooi dierbaar beskryf. Wat is die mees kenmerkende eienskap van die antichrist, is dat hulle verloon die persoon en die werk van Jesus Christus. Hulle ontken die vleeswording.
En hulle verwerp daarmee ook die apostoliese leer van Paulus, Petrus, Johannes ensovoorts. Hulle was deel van die kerk, maar het weggeval. So hulle was nie bloot valse profete nie, miskien dit ook, maar ons lees ook later wanneer ons praat oor die dier, sal jy sien dat daar valse profete was, maar hulle was nooit deel van die kerk nie. So baie mense vermeng die twee. Die valse profete was meer van buite af, die Judaïseerders wat die wet gedurig wou terugbring, en die Christene wou insleep in hierdie wettiesheid en wetsonderhouding in. Maar die antichrist is die gees wat vanuit die kerk gekom het en verlaat het. Hulle was deel van die kerk, maar hulle het weggeval. En hulle het ook so die woorde van Jesus vervul in die profesie, dat baie sal wegval van die geloof. Dis die groot wegval. Dis die groot afval wat sou kom, wat baie futuristiese predikers nog steeds uitstel vir die toekoms iewers. En hulle sien ook in die verlouheid van die kerk nou, dat dit is die groot afval. Nee, die groot afval het 2000 jaar gelede plaasgevind. Trouwens, daar was hierdie afval in die vroeë Christelike kerk, en daar was 'n geweldige afval, alhoewel die vroeë Christelike kerk geweldig gegroei het, ontplof het. Maar terselfdertyd was er 'n klomp valse leerstelling wat ingekom het, die gnosticisme, die wetticisme, die judaïsme en also. En Paulus en die ander apostels het gedurende stryd gevoer, en tot 'n groot mate was hierdie afval baie suksesvol. En voortgeduur tydens tot die ou kerkvaders het nog baie misgevat. So, die antichrist was ook 'n teken van die einde. Die koms van die antichrist was 'n teken, van 1 Johannes 2 vers 18 sê, ons kyk net gou weer vinnig daarna, 1 Johannes 2 vers 18, ek dink ons het dit gelees, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, die antichrist kom, bestaan daar ook nou antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. So die koms van die antichrist en die voorkoms van baie antichriste is die teken van die einde, dis die teken van die einde van fisiese Israel, wat in 70 na Christus op dramatiese wyse tot die einde gekom het. Toe die tempel verwoes is, toe die stad verwoes is, toe die Jode versprei is oor die hele wêreld, en selfs die geslagsregisters en goed verdwyn het, vir tyd en ewigheid. So, wees gerus, die antichrist het reeds gekom. Maar, ons erken, dat daar is steeds 'n gees van antichrist aan die werk. Natuurlik is daar tydlose beginsels wat ons hieruit kan, maar ons kan dit net doen as ons verstaan wat was die oorspronklike betekenis van die antichrist. Nou kan ons makliker die gees van die antichrist erken. Hulle wat nie erken dat Jesus in die vlees gekom het nie. Hulle wat sê Jesus het net in wit vlees gekom. Oeps. Hulle wat sê Jesus het net in swart vlees gekom. Hulle wat sê Jesus het net in Joodse vlees gekom. Of in Amerikaanse vlees. Ek gaan daar stop. Ek dink jy het heel wat om te herkou aan. Maar ons sal nooit die ware gees van die antichrist, want geeste gaan nie sommer net verby nie, jy kan nie hulle in die vuur gooi en dan brand hulle uit nie, geeste gaan voort. So die gees van die antichrist van die 1ste eeu was die Joodse stelsel, hierdie stelsel wat hom verset het teen God, maar wat ook dan nou hulle wat uit die kerk gekom, hulle het aanvanklik Jesus aangeneem, die gelykenis van die saaier, sê die saaier saai die woord, in sommige die woord geen ingang, die ander neem die woord aan vir 'n kort tydjie, maar dan kom daar nou allerlei dinge wat gebeur en dan verval hulle. En waarskynlik was hierdie antichriste ook van diegene wat vir 'n oomblik miskien gesê het, ek neem aan, dit klink na goeie nuus, ek neem die woord aan, word gedoop, maar hulle het nie volhard nie, hulle is gemotiveer deur ander motiewe. Hulle kon nie erken dat Jesus in die vlees gekom het nie. En miskien het dit ook begin met die feit dat van die Joodse gelowiges sê, daar is geen manier dat ek met 'n heiden gaan saamsit in dieselfde tafel. Dat ek met 'n heiden gemeenskap gaan hê nie. Dat ek 'n verhouding met 'n heiden in een familie gaan hê nie. En ek dink ons sit vandag nog met daardie selfde gees. So kom ons wees waaksaam vir die gees van die antichrist. Maar vergeet dat dit 'n enkele persoon is. Vergeet of dit Trump is. Hierdie is distractions as die Engels sê. Hierdie is goed wat ons aandag wil opneem
en wegneem van wat werklik die gees van die Antichrist is. Dankie Heilige Gees dat U ons oë open. Ons het die salwing en U is die salwing in ons. Ons het Christus in ons. En daarom bid ek dat elke broer, elke suster, elke persoon, elke soekende siel wat hier na hierdie woord luister, aangegryp sal word deur die waarheid. En ook hierdie vermoë sal ontwikkel om die geeste te beproef of hy uit God is of nie. En die bottom line is, die basis, die fondasie is, Jesus Christus het gekom in die vlees en is 'n voortgaande koms in mensevlees. Halleluja.